27 Augustus. Ons neem die kruis op. Ons neem die kruis op en verloon die ek. Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. Galasiërs 2 vers 20. Christus is ter wille van die sondige mensdom gekruisig. Maar vir baie wat hulle Christene noem, beteken hierdie gebeurtenis niks. In die werklikheid verloon hulle die kruis van Christus. Hulle erken dat Christus aan die kruis gesterf het, maar omdat hulle self gekruisig moet word, wil hulle die lesse wat tot selfverloning en selfopoffering lei, nie aanvaar nie. Hulle is net naam-Christene. Die middelpunt van hulle geloof is nie 'n gekruisige en verrisse heiland wat aan almal wat hom ontvang, die voorreg gee om seuns en dogters van God te wees nie. Verruil die genot van die sonde vir die hemel en die ewige lewe. Wat beteken die paar dae van selfsugtige genot wat geen werklike druppel van geluk inhou nie, vergelyk met die ewige heerlikheid wat op die getroue siel wag. Moenie die liefde van Christus uit u siel hou nie. Rig u oog op die kruis van Golgotha as u tasbare bewys van sy liefde wil hê. Die hemel kyk met intense belangstelling na u om te sien wat u gaan doen. Engele staan verbaas wanneer u die aangebode seëninge van die hand wys. As u weier om op die aantrekkende liefde van Christus te reageer, sal u uiteindelik opstandig en uittartend word. Paulus het besef dat hy self ontoereikend was, maar die bekoorlike invloed van die Heilige Gees het sy hart vervul en elke gedagte aan Christus onderwerp. In die leer van die apostel was Christus die hooffiguur. Ek leef nie meer nie, het hy verklaar, maar Christus leef in my. Die eie ek is verberg. Christus is geopenbaar en verhoog. Diegene wat hulle self verloon om aan ander goed te doen, wat hulle self en alles wat hulle het aan die diens van Christus wy, sal die geluk hê waarna selfsugtige mense vergeefs soek.